Ek lees vir ons Psalm 96, die eerste paar verse, en dis vir ons 'n inleiding tot Lukas 1, wat ons teks is vir die dag. Psalm 96, vers 1 tot 6 sê, sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Sing tot eer van die Here, almal op aarde. Sing tot eer van die Here. Prys sy naam, verkondig elke dag sy reddingsdade. Vertel die nasies van sy mag, al die volke van sy magtige dade. Die Here is groot, al die lof kom hom toe. Ontzagwekkend is hy bo alle gode. Al die gode van die volke is niks. Dit is die Here wat die hemele gemaak het. Majesteit en luister straal van hom uit. Krag en glans vul sy heiligdom. Daar's iets so besonders aan musiek. Die hele wêreld is vol musiek. Daar's geen radiostasie wat nie musiek speel nie. Selfs advertensies op TV het een of ander dingetjie of 'n ding by wat jou aandag vang. Nou die bekendste van musiek is een van twee goed. Dis of godsdienstige musiek, en daarvan is veral die klassieke goed vol, of dis romantiese musiek. So meeste musiek val in een van hierdie twee kategorieë. Ja, dan is daar 'n klomp ander musiek ook, natuurlik, maar die bekendstes en die mees algemene is een van hierdie twee kategorieë. As jy dan nou dink aan ander musiek, dan is dit baie keer goed wat gaan oor sportspanne, of wat gaan oor een of ander held wat iets vermag het, of dan nou net een of ander belangstelling. Die een ding wat al die musiek saambind, is die woord liefde. Die godsdienstige is natuurlik ons liefde vir God. Daar is natuurlik godsdienstige musiek van ander gelowe ook, en vir hulle sal dit hulle liefde wees vir hulle God, maar veral vir ons wat vashou en wat sing en wat vier wie God is deur musiek, dis gesetel in liefde. Romantiese musiek natuurlik is gesetel in ons liefde vir 'n ander persoon. Nou, in beide gevalle is daar goeie en slegte musiek. Ek het vir baie lank in my lewe geglo, mens moet van alle Christen musiek hou, want dit gaan oor God, so dit moet goed wees. Tot iemand op 'n dag vir my gesê het, weet jy, musiek kan gelowig wees en nog steeds sleg wees. Of omdat die persoon wat sing of speel nie goed is in wat hulle doen nie, of omdat die woorde eintlik relatief vlak is. Of nog erger as dit, baie keer net eenvoudig verkeerd. Daar's Christen liedjies wat sing oor hoe God ons altyd net sal seën en hoe dit altyd net sal goed gaan met ons. Dis eenvoudig nie waar nie. En die feit dat ons dit sing, maak dit nie waar nie. So, dis net eenvoudig nie goeie musiek nie. Dit kom vanuit 'n plek van iemand wat sê, ek wil God prys, maar ek wil self kies wat dit beteken. As dit kom by romantiese musiek, dan is daar natuurlik ook 'n klomp musiek wat goed is, diep is, mooi is, wat mens kan beweeg. En dan is daar musiek wat net eenvoudig redelik flou is. En om die waarheid te sê, daar's redelik baie musiek wat selfs neerhalend is, disrespekvol is teenoor 'n man of 'n vrou. Dis nie goeie musiek nie. Nou, voordat ek begin klink soos een van die ou ooms wat net kla oor die musiek van vandag, daar's genoeg om oor te kla, maar dit was ook al so 100 en 200 en 800 jaar terug. So, daar was nog altyd goeie musiek en slegte musiek. Om die waarheid te sê, een van die heel eerste liedere wat ons in die Bybel kry, is van 'n man wat sing, of wat sy lied verkondig, hoe hy iemand teruggekry het. Iemand het hom sleg aangedoen, en hy daai persoon vernietig. Dis een van die eerste liedere wat ons van weet. Dis nie 'n goeie lied nie, dis nie opbouend nie, dis nie mooi nie, en ek dink dit vereer die Here nie. So selfs in die Bybel
hoef ons nie te sê, alles wat gesing is noodwendig goed nie. Wanneer ons welkom by die liedere wat opbouend en mooi en goed is, dan kan ons sê, maar God word verheerlik. Dit gaan oor hom en is geïnspireer deur hom. Natuurlik is daar 'n klomp ander musiek ook, wat net eenvoudig belaglik is, humor het, en dis ook nie verkeerd nie. Daar is 'n plek daarvoor, maar selfs daarin is daar goed en daar sleg. Daar's musiek wat net eenvoudig laf is, waarvoor ons maar kan lag, en dan is daar musiek wat diskrimineer en die spot dryf. So, ons moet die hele tyd ook die vraag vra, is dit goed? Is dit opbouend? Doen dit my siel goed? Ons gaan Lukas 1 lees. En dit is, ons het so 2 weke terug die lied van Sagaria bespreek. Hierdie keer kyk ons na 'n ander lied, of party mense sal sê 2 liedere. Dit wat Elisabeth sê, en dit dan wat Maria sê. So, net 'n kort inleiding, die deel wat hierdie vooraf gaan, is die engel wat met Maria praat, en die engel sê dan vir Maria, jy sal swanger word, Ekskuus, en sy vra, maar hoe kan dit moontlik wees? Ek is nog 'n maagd. Die Here sê, die engel sê vir haar, dis deur die Here se krag. Vers 37, niks is vir God onmoontlik nie. En dan baie belangrik, vers 38, Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat hy gesê het. Dan kom ons by vers 39. Maria het haar sonder versuim gereed gemaak en hastig na 'n dorp in die bergstreek van Judea gegaan. Daar het sy in Sagaria se huis ingegaan en vir Elisabeth gegroet. Net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in Elisabeth se moederskoot beweeg, en sy is met die Heilige Gees vervul en het hard uitgeroep, geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die vrug van jou moederskoot. Waaraan het ek te danke dat die moeder van my Here na my toe kom? Kyk, net toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my van vreugde beweeg. Gelukkig is sy wat glo dat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het. Net eers hierdie deel. Baie mense sal sê die ritme waarin hy geskryf is, laat mens dink dat Elisabeth se woorde is ook 'n lied. Geïnspireer deur die Heilige Gees, sê dit vir ons uitdruklik. En dit is nie iets wat sy kon beplan nie. Maria het gehoor dat Elisabeth swanger is. Maar Elisabeth het nie dieselfde noodwendig geweet van Maria nie. Verder het sy ook nie geweet dat Maria al gaan kom besoek nie. Ons lewe natuurlik in die tyd van beplanning. As jy vir iemand wil gaan kuier, dan moet jy dit reël. Jy moet bel, jy moet seker wees hulle weet jy kom, want dalk is hulle besig met iets anders, of dan kom jy maar net voor 'n toehek aan. Ek het self al met die huis en plaasbesoeke dit hoeveel keer oorgekom dat ek ry tot by iemand en die hek is eenvoudig toe, en dis hoe dit is. Dis die era waarin ons vandag lewe. In hulle tyd was dit 'n tyd vol verrassings. Jy het amper nooit 'n waarskuwing of 'n nodig gekry wat sê iemand kom kuier nie. En daarom was mense ook eintlik meer gereed daarvoor. Maar tog sou hierdie vir Elisabeth 'n verrassing gewees het. Die tweede rede natuurlik is omdat hulle dorpe nie naby aan mekaar was nie. Hulle praat van 3 dae se reis tussen die 2 dorpe, en dit was in 'n gevaarlike tyd. Ja, Maria sou nie alleen gereis het nie, sy sou waarskynlik tussen 'n groep mense gewees het, maar dit is nog steeds gevaarlik. Daar was nog steeds ten alle tye rowers, wilde diere of net onbetroubare mense. So sy vat hierdie risiko. En natuurlik sal dit vir Elisabeth 'n verrassing wees. En tog die oomblik toe Maria haar voet in die huis sit, Elisabeth haar sien, toe vervul die Heilige Gees haar. En sy tree eintlik profeties op en sê, waaraan het ek te danke dat die moeder van my Here na my toe kom?
Sy besef 'n waarheid sonder dat dit vir haar gesê is. En die Heilige Gees werk op so 'n kragtige manier in haar, dat dit net eenvoudig uitkom. En wat sê Sagaria hieroor? Heeltemal niks, op daai stadium kon hy nog nie praat nie. So, die ironie van die situasie is, Sagaria wat hierdie heilige man was, wat in die tempel was, hy kan niks sê nie, maar sy vrou, en ons moet verstaan in daai tyd, vroue het absoluut geen aansien gehad nie, sy is die een wat die Here kies, om profeties op te tree. Wonderlik is dit nie. Maar dan sal nog 'n lied, die lied van Maria, vers 46, verder sê dit, en Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my en my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges in hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy tot hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Nou, ons sal dit dalk nie so vinnig herken nie, maar hier's 'n klomp aanhalings uit die Ou Testament wat Maria maak. Sy is eintlik besig om 'n klomp tekste te herroep. Nou, party mense sal sê, dis omdat Maria die Ou Testament goed geken het. Anders sal sê, nee, dit is net eenvoudig die Heilige Gees, dieselfde Heilige Gees wat deur Elisabeth gepraat het, wat nou deur Maria ook praat. Hoe dit ook al sê, haar lied is 'n stuk waarheid, wat kom uit 'n diep liefde vir God. Hierdie twee liedere is nie toevallig nie. Hierdie twee liedere is ook nie vlak nie. Dis diep, gesetel in die Heilige Gees self, geïnspireer deur die Heilige Gees en aangevuur deur 'n liefde vir God. As ons teruggaan na Maria se woorde in vers 38, waar sy sê, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat U gesê het. Sy kon iets anders gesê het. Sy kon vir die engel gesê het, ek sien net nie kans nie. Sy kon gesê het, laat dit asseblief iemand anders wees. Sy kon gesê het, weet jy, hierdie gaan vir my te moeilik wees. Ek is maar nog 'n kind, 15, 16 jaar oud miskien. Ek is nog nie gereed om 'n ma te wees nie. Sy kon gesê het, weet jy wat, ten spyte van die feit dat dit dalk 'n seun is, weet ek nie of ek dit kan doen nie. Mense gaan my verstoot. Daar is dalk selfs mense wat my met klippe gaan wil gooi, want dit is eintlik wat die wet sê, as hulle oortuig is daarvan sy het egbreek gepleeg. Ten spyte van alles sê sy, ek gaan my vrese op sy sit. En ook, ek gaan my gemak op sy sit. Die lewe wat ek ken, sy was eintlik op 'n goeie plek. Sy was verloof aan 'n goeie man uit 'n goeie familie. Sy was onskuldig. Sy was wetsgetrou. Sy sit alle dinge op sy en sy sê, Here, laat met my gebeur wat U sê. Haar liefde vir God is groter as haar vrees. En is groter as haar liefde vir dit wat sy ken. En dit wat sy wil hê. Ons lees die woorde van hierdie lied van Maria. Hulle noem dit die Magnificat. En ons lees daarin dat sy sê,
almal sal my geseënd noem. En die mense in haar tyd sou nie. Hulle sou gesê het, daar is die een wat skande gemaak het. Daar is die een wat nie kon wag tot hulle troudag nie. Daar is die een wat mos rondgeloop het. Ons verstaan die seën. Maar ons verstaan nie altyd hoe moeilik dit was nie. Maar haar liefde vir God was groter. En dis waar die lied vandaan kom. Dis waar die lied uit haar uitborrel. Die lied wat vir God verheerlik. En haar lewe word op die ouende ook 'n verheerliking van God. Nou ek sê nie sy was perfek nie, ek sê nie sy was heilig soos wat die Katolieke sê nie, ek sê net, sy het 'n lewe gekies wat God volg. Nou, dit is interessant om te dink dat daar 'n lied is wat ons elkeen aan die skryf is. Ek sal gou 'n bietjie van my nerd wees weggee as ek praat oor J.R.R. Tolkien. Dis die ou wat The Lord of the Rings geskryf het. Nou, hy het 'n ander boek ook geskryf met die naam The Silmarillion. En hy self was 'n gelowige man. So, as hy dan skryf oor God wat die skepper is in hierdie boek van hom, dan trek hy eintlik maar parallelle met God self. En hy het 'n baie interessante skepingsverhaal. Hy skryf oor die God wat die wêreld skep met 'n lied. Met musiek skep hy die wêreld. En hy gee vir alles in die wêreld 'n stuk melodie, 'n stuk lied, 'n klein stukkie van 'n groter simfonie wat alles saamwerk om 'n ewige lied te skryf. En deur hierdie lied skep hy alles. Ek wil glo daar's iets daarin wat tog waar is. Ons sien en ons hoor in die skepping musiek, in voëls wat sing, in diere wat geluide maak, in sterre wat vibreer, in ys wat 'n effense dreuning het, in die see met sy ritme, in 'n hartklop van alles wat lewe. God het sy musiek in ons elkeen geskryf. Die vraag is nie of jy deel is van die lied nie. Die vraag is, hoe lyk jou lied? Hoe lyk die lied van jou lewe? Nou natuurlik is dit net 'n metafoor. Dit het nie te doen met of jy musikaal is of nie. Dit het nie te doen met of jy mooi kan sing of nie. Nee, dis 'n metaforiese lied waarmee ons elkeen besig is elke dag. Is jy besig met 'n goeie lied of 'n swak een? Is jy besig met 'n lied wat mense beweeg of is jy besig met iets wat vlak is en betekenisloos? Is jy besig om vreugde te bring soos 'n lawelied of is jy besig om mense eintlik sleg te maak? Ons elkeen se lewe is 'n lied. Nie altyd maklik nie altyd mooi vir ons nie, maar dit kan ten alle tye goed wees. Ek het aan die begin gesê, wat is die kenmerk van 'n lied? Wat dryf 'n lied? Dis die liefde. Wat dryf my en jou lied? Dis ons liefde. Op die ouende is die vraag, waarvoor is ons die liefste? Want dit gaan op die ouende bepaal hoe ons lied lyk en hoe hy klink. Dis een ding om te sê, ja, ek is lief vir die Here. Maar as jou lewe dit nie wys nie, en as ons liefde vir God nie ons lewe beïnvloed nie, dan is ons op die ouende soos 'n aanbiddingslied wat vlak is, of dalk selfs verkeerd is. As ons sê ons is lief vir ons medemens, maar ons wys dit nie en ons leef dit nie uit nie, dan is ons op die ouende soos 'n liefdeslied wat diskrimineer en verkleineer eerder as om te prys. Die mooiste liefdesgedigte en liedere is die wat praat oor 'n vrou of oor 'n man as iets wonderlik, iemand wonderlik. En nie iemand of iets wat jy kan gebruik nie. Ek wil hê my lied, die lied van my lewe moet
vir God verheerlik. Ek wil sing soos wat Maria en Elisabeth gesing het. En later Sagaria en daar's 'n paar ander ook. Maar dit kan net gebeur as ek sê, laat geskied dit wat U met my lewe wil doen. Die oomblik as ek sê, Here, wag net so 'n bietjie. Ek wil net eers hierdie goed in my lewe afhandel, of ek wil net eers dit doen, of kan ek nie maar 'n bietjie van U koninkryk en 'n bietjie van my eie een bymekaar sit nie, dan is ek nie meer besig met 'n lied soos wat Maria gesing het, of soos wat Elisabeth gesing het nie. Dan gaan dit net nie so klink nie. Maar as ek kies om te sê, ten spyte van alles, en ten koste van alles, Here, ek kies vir U, dan kom maar 'n lied voor, in my lewe, en in joune, wat werklik vir God verheerlik. Dis die tipe goed wat mense later musiek bysit, wat hulle beroemde liedere oorskryf, en wat die wêreld sê, ek wil hierdie selfde lied sing. Of, as ons kyk na die mense wat gekies het om die Here te volg, dis die mense na wie ander kyk, na wie ek en jy kyk en sê, weet jy, ek wil ook so lewe, soos wat hulle lewe. Ons almal ken daai mense, wie se lewe regtig op die Here gerig is. Nie perfek nie, maar wat regtig soek om die Here se wil te doen. En dit is altyd wonderlik. Hulle kyk na Jesus se lewe en hulle sê, daar's ons voorbeeld. En ek en jy op jou einde ook, kyk na Jesus en sê, hy het die perfekte lied gelewe. Hoe naby kan ons daaraan kom? Die lied wat jy uitleef, die lied wat jy met die wêreld deel, gaan altyd afhang van waarvoor jy lief is. En hoe jy daarvoor lief is. So, watter lied is jy besig om te deel met die wêreld? Vandag, met hierdie Kerstyd, in die jaar wat kom, gaan jy, soos almal anders nou maar net, kla oor die politiek en wat verkeerd is, moan oor die mense wat op straat jou pla en bedel, praat oor die oes in die seisoen wat voorlê, en mismoedig wees, of gaan jy sê, nee, weet jy, ek kies 'n lewe wat gevul is deur die Heilige Gees. En dit beteken, gevul met die vrug van die Gees. Ek kies 'n lewe van liefde. 'n Lewe wat spreek van hoop, van genade, van goedhartigheid, vriendelikheid, geduld. En die res, kan nou nie almal onthou nie, so uit my kop uit nie. Is dit die lewe wat jy gaan lewe? Of is dit nie? Gaan jou lied mense inspireer en bemoedig? Of gaan hy maar net klink soos al die ander wat eintlik geen betekenis het nie? God gee vir jou die geleentheid. Soos wat jy hier sit vandag, of jy wat by die huis kyk, daar's 'n geleentheid vir jou. Maar jy moet hom kies. Dalk gaan die Here nie met jou kom praat met die engel soos wat hy met Maria het nie, maar is ook nie nodig nie. Want die Heilige Gees is klaar in jou. Vir elkeen wat glo, ons het die Heilige Gees. Gaan jy luister, gaan jy volg. Dis wat jou lied bepaal. Ek hoop en ek bid dat my lied so een sal wees. Dit is my gebed vir julle ook. Kom ons bid saam. Here God, hoe groot en hoe wonderlik en hoe almagtig is U. U wat van die geringstes die grootstes maak. Here, leer ons om in nederigheid regtig na U te soek. Here, vat my lewe en draai dit terug na U toe. Here, vergewe ons elkeen wat hier sit, vir die kere wat ons kies, dit wat vir ons gemaklik is, dit wat bekend is, dit wat veilig is. Here, mag ons weer van vooraf U kies bo alles. Mag ons lewenslied vir U verheerlik. In Jesus naam. Amen.